Bestoor nie so na gesig nie. Ek skrik vir my bril, hy is baie groot. Sien my hoor? Dankie. Wat 'n voorreg is dit om in die teenwoordigheid van Abba Vader te wees, as mens sy teenwoordigheid kan voel om 'n mens, is dit nie? En ek kan hom voel vanoggend hier tussen ons. En dis sy belofte aan ons, dat as ons die feeste hou, is hy hier. Sy Heilige Gees is altyd teenwoordig in ons, maar hy daag op as Vader. Kom ons maak ons oë toe. Abba Vader, in die magtige naam van Yeshua Messiah, kom ons na U toe. In nederigheid, Abba Vader, in U teenwoordigheid. Ons weet U is met ons. Ons kom na U toe, Vader, want die opoffering wat U gedoen het, het omgedraai in oorwinning. U is verlosser. Ons aanvaar die seëninge wat oor ons uitgestort word, wat 'n belofte in U woord is. Reën asseblief oor ons, U Heilige Gees se salwing. Maak ons ore oop, Vader, vir U woord. Maak ons gedagtes stil. En elke ding wat nie van Yeshua is nie, wat nie lief is vir hom nie, elke bose mag en krag bind ons in die magtige naam van Yeshua. En ons sit dit onder U voete, Yeshua, sodat ons aandag 100% op U woord gerig kan wees. Ons vra, Vader, dat U my sal wegsteek, Vader, nie by die kruis nie, maar agter die graf in oorwinning. Vader, dat hierdie woord wat gespreek word, direk uit U mond uitkom. Raak my lippe aan met 'n kool van vuur, dat geen waarheid, onwaarheid uit my lippe sal kom nie, Vader, maar dat ek nie die waarheid sal spreek, soos geskrywe is in U woord by die waarheid is. Yeshua, ons nooi U om hier by ons te sit. Abba Vader, ons nooi U om by ons te sit. Heilige Gees, ons trooster, U is so welkom. Dankie dat ons welkom is in U koninkryk. Ons loof en prys U heilige naam. Amen. Vandag gaan oor eerste vrugte. Vaders het bepaalde seisoene en beginne. En vandag is die dag van eerste vrugte. In Prediker 3 vers 1 sien ons, alles het sy bepaalde uur en elke saak onder die hemel is daar 'n bepaalde tyd. Hy is 'n God van orde. Daar's geen wanorde in sy koninkryk nie. As ons kyk na die tye van hom, waar die seisoen wat ons nou in staan, in Israel, waar die woord op gegrond is in die noordelike halfrond en ons is in die suidelike halfrond. So waar dit nou by ons herfs is dit nou hulle lenteoes wat plaasvind, en dit is die barley-oes wat plaasvind. So, dit is hulle bring nou hulle eerste oes in, maar by ons is dit nou herfs. So, as ek praat van lenteoes, dan praat ek van hulle oes. So, by ons is dit nou herfs. So, die eerste vrug wat hulle bring van die land af, daar's 2 begrippe daaromtrent. Die eerste een is reshet, en dit beteken eerste, dit is die Hebreëse woord vir eerste, dis oorsprong, die eerste daarvan, die eerste deel wat afgesonder word. So as hulle op hulle land is, die heel eerste deel haal hulle af. Dit gee hulle vir Abba Vader. Dit bepaal wat met die res van die oes gaan gebeur. So Spreuke 3 vers 9 sê, vereer die Here uit die eerstelinge van jou inkomste. Maar nou sal ons sê, ja, maar ons is nie boere nie, wat nou van ons? En ek gaan later hierby kom, julle kan daai gedagte net so hou. So as reshet aan God behoort, dan word die res geheilig. Romeine 11 vers 16 sê, ek gaan tussen die geskrifte rondspring om die prentjie in te kleur, so dis elke keer kort stukkies. En as die eersteling heilig is, dan is die deeg ook. So as die eerste deel wat geheilig word deur Abba Vader, die res van die oes, wat daarmee gebeur, en wat daarmee gemaak word, en wat afkom van die land af, dit is geheilig, en dit sal suksesvol wees. So die tweede prinsip van eerste is Bikurim.
Ek weet nie seker reg. Bikurim, nee. Korim. So dit is die daad. So die eerste is die prinsip, is eerste vrugte wat jy moet vat. Nou die tweede een is die daad, om dit van die land af te haal en om dit na die tempel te vat. Na God se teenwoordigheid, in sy teenwoordigheid, sodat hy dit kan seën. Deuteronomium 26 vers 2 sê, en dit is die attitude wat ons ook moet hê. En moet jy van jou eerstelinge neem en gaan na die plek waar die Here sal uitkies. In die dieper betekenis van Purim sê dit, Here, hierdie oes behoort eintlik aan U. Al gebruik jy die res daarvan, maar hierdie oes, en is 'n teken wat ek na U te bring, dat hierdie res van die oes behoort eintlik aan U. Ek vertrou U met die res. U is my bron en nie die oes nie. Want al brand die oes op ons lande af, is God nog steeds die bron van die oes wat hy beloof het vir julle. Sal hy vir julle 'n oes inbring. So, Reshet is die beginsel van die eerste, dit wat eerste aan God behoort. Bikurim is die daad om die vrug in te bring. Die beginsel wat eerste aan God behoort, beskerm God en hy seën die res daarvan. So hulle het gegaan, die eerste gerf gevat na die hoëpriester toe. Hoëpriester het in die teenwoordigheid van God dit gewaai. En God het dan die res van die oes geseën. So die eerste vrug wat ons ook moet gee vir God, Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Dit is vandag ons eerste vrug. Hy moet eerste op ons gedagtes wees, elke oggend as ons oë oopmaak, elke begin van die week, elke einde van die week. Dis ons eerste vrug, is jou hartspostuur, met jou inkomste, met alles wat jy jou hand aanslaan, met jou eerste na God toe gaan. As jy iets vir iemand doen, doen dit met liefde. Elise het vroeër daarvan gepraat, ons moet in liefde beweeg. Ons moet die liefde van God en die vrees van God in ons hê, sodat ons nie met 'n halfhartige hart aankom by iemand nie. Ons moet die beste van onsself gee vir iemand anders, want die res van jou oes sal geseën wees. En dit is die attitude wat ons as kinders van Abba Vader moet hê. Maak seker dat jy die regte ding doen. Kyk altyd daarna dat jy jou naaste behandel soos hy wil hê jy moet hom behandel. Want die naaste aan jou is 'n skepping van hom. Dit is sy skepping. So kom ons kyk dan nou op waar pas Pesach in. Abba Vader se tye en sy manier van doen en sy skepping pas soos 'n rat in mekaar en daar's nie 'n millimeter iets verkeerd nie. Alles pas presies in mekaar in. So die kruis was nie die einde nie. Die vyand het gedink die kruis is sy oorwinning. Maar hy het nie die plan verstaan van Abba Vader nie. Wat hy bedoel het vir dood, nie net vir Christus, vir Yeshua nie, maar vir ons ook. En om te vernietig, die seun van God te vernietig en 'n einde te maak aan hom, het God verander in lewe. Hy het dit verander in verlossing. Hy het dit 'n nuwe begin gemaak. Hy is God van 'n nuwe begin. In elkeen van ons lewens het ons al 'n nuwe begin gehad. So 1 Korintiërs 2 vers 8 sê, want as hulle dit geken het, dis nou die vyand, as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Hulle was versleier. So hulle het gedink, die vyand het letterlik gedink, hy maak vir God dood. Hy maak God se seun dood. Hy is in oorwinning. Maar dit was absoluut glad nie die geval nie. En dit was sy grootste nederlaag. Dit was die grootste blindside in die history of mankind gewees, wat hy gedoen het. Prys die Here daarvoor. Jy kan julle maar sê halleluja en smile en 'n vreugde opspring. Van dood na lewe, die hart van Pesach. Pesach gaan oor verlossing, die verlossingsplan van Abba Vader. Bloed van sy offerlam, want sy bloed bedek alles wat verkeerd is. Dit eindig nie by die kruis nie, maar beweeg na opstanding toe. So dan gaan ons nou kyk na die sleutels van die doderyk. Wat het gebeur? Ons gaan nou 'n bietjie die tydlyn volg van wat het gebeur na die kruisiging tot die opstanding.
Nou die sleutels is teruggevat, Openbaring 1 vers 18 sê, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. So Christus het die sleutels van die doderyk in sy hand gewees. Ons moet ook een ding baie mooi verstaan, as hy praat van doderyk, of in die woord staan dood, dan beteken dit ewige dood, maar jy lewe nog. Jy het 'n keuse, of ewige lewe, wat ek in die heerlikheid en in die vrede van Abba Vader kan spandeer, of ewige dood, waar jy dood gaan. Jy gaan nie, jy gaan nie fisies dood nie, maar jy is in die doderyk vir ewig en ewig, daar is nie omdraai kans nie, so ons het nou 'n kans. So, wat gebeur het is, Christus het in die doderyk ingegaan, en hy die sleutels uit die vyand se hand uitgevat, hy sê, kom hierso, dit is myne. So ons het die ewige lewe gekry deur sy opoffering. Daar is in die Bybelse tyd wat hulle gedoen het om die prentjie bietjie meer duidelik in te kleur, is dat as twee partye in oorlog was met mekaar, en die oorwinnaar het dan die verloder in sy stad wat hy nou oorwin het, ingevat, en hy is, hoe sê dit in Engels, hy is vertoon, in Afrikaans, ja, hy is vertoon, voor die mense, sodat almal moet kan sien, hy is 'n verloder, hy het voor die optog gestap, sy oorlogsklere is afgehaal, sy helmet en alles het hulle verwyder van hom, hy het net sy kleed aangegaan, en hy voor die optog het hy uitgestap, tot in die stad, en dan het die oorwinnaar die sleutels van die stad by hom gevat, en gesê, ek claim hierdie as myne. Nou dit is wat Christus gedoen het. Hy het die sleutels van die doderyk gaan haal, sodat ons die ewige lewe kan kry. Hy is in die hel in, uit die Satan se hand uit gaan haal. So die dood het nie meer, en dit beteken die dood het nie meer beheer nie, die vyand het nie meer finale gesag nie, jou lewe is losgekoop. So hy verskyn dan daarna, verskyn hy as eerste vrugte. Okay? Hy is in Korintiërs 15 vers 12, hy het die eersteling geword. Yeshua, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, en hy het die eerste vrug geword. So hy verskyn as die eerste vrug, Johannes 20 vers 17 sê hy, toe hy net verskyn het, toe sê hy, moenie my aanraak nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar dan sien jy later maar, hulle raak aan hom. So wat gaan hierso aan? So die vraag is, wanneer het Yeshua's eerste gerf verskyn? So onthou, hy is die eerste van die oes, hy is die eerste gerf, so na sy opstanding, maar op 'n baie spesifieke dag, die fees van eerste vrugte, vandag het hy voor Abba Vader verskyn, as eerste gerf. So God se feeste is in 'n profetiese tydlyn, Levitikus 23 vers 5 tot 11 sê, dit is Pesach, is eerste, is die kruisiging, die tweede een is ongesuurde brode, en die derde deel is eerste vrugte. Nou die ongesuurde brode is as hy in die graf is, waar die sonde, daai tyd moet ons die sonde uit ons lewens uit verwyder. Nou die eerste vrug is die dag na Sabbat. Nou hoe weet ons waar is Sabbat? Hoekom sê ek vandag is Sondag? Is nou die eerste vrug, want in Levitikus 23 vers 11 sê, en hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, die dag na die Sabbat tydens die Pesach week. So hy sterf op Pesach, Yeshua sterf as die lam, hy is in die graf ongesuurde brood, en hy staan op as eerste vrug op die dag na Sabbat. Matteus 28 vers 1 sê, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, het Maria gekom. Dit is die laat na die Sabbat. Sabbat was die vorige dag. So die dag na die Sabbat het sy gekom na die graf toe, te sien sy, hy is uit die graf uit opgestaan. En dit is die dag van eerste vrugte wat ons vier. En dit is wanneer hy die eerste ger word. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, hy het die eersteling geword. Hy staan op, presies op die dag van Bikurim. Dan gebeur het, hy gaan na die Vader, Johannes 20 vers 17 sê, moenie my aanraak nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Dit beteken soos die ander, net soos die priester, die eerste gerf moet eers voor God gebring word. Net soos die priester, hy is die hoëpriester, maar hy is ook die eerste gerf. So hy verskyn voor Vader en vra vir Vader, seën die res van die oes. Die
daai selfde tyd het hulle in Jerusalem ook na die tempel hulle eerste gerwe gebring voor die priester en die priester het dit gewaai voor God en God het die res van die oes geseën. Nou presies op daai selfde tyd het Yeshua voor Abba Vader gestaan as die eerste gerf. So die profetiese prentjie in die tempel, mense bring, ek het dit vir julle verduidelik van die gerf en beweeg het voor God, maar in die hemel Yeshua verskyn voor die Vader as die eerste gerf van die mensdom. So wat gebeur dan nou daarna? Nadat hy verskyn het aan Abba Vader, Johannes 20 vers 27 sê dit, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en wees nie ongelowig nie, maar wees gelowig. Nou kan hy aangeraak word. Hy het as heilig voor Abba Vader verskyn. Hy het die dood oorwin. Hy was die eerste gerf. En toe hy nou aan sy disippels verskyn, toe kon hulle nou aan hom raak. Nou die waarheid is, Yeshua sterf op Pesach, hy staan op as eerste vrug en hy verskyn voor die Vader as die gerf. En dan word die hele oes geaanvaar. En die blye nuus is, ons is die oes. Moenie dat die vyand by julle steel met dorings, die saad laat val en dit wat God in ons plaas nie, en dit is die wete dat ons is geseën deur Abba Vader. En dit bly vir ewig. Die vyand is toe ek hierdie by Vader kry, toe wys hy vir my iets, daai gelykenis van die saad wat val op die harde grond en tussen die dorings. Dis presies wat vyand nou met ons probeer doen. Hy weet hy is oorwin, maar nou probeer hy ons nog steel vir die doderyk. Hy laat dorings groei en hy laat die saad op harde grond val. Hy doen alles in sy vermoë sodat hierdie saad, hierdie wete dat jy geseën is deur die Allerhoogste, dat jy skepping van God is, dat jy geseënd is en beskerm is teen die Allerhoogste. Daai dorings en daai harde grond is wat hy probeer doen. Moenie laat dit met jou gebeur nie. Wees deel van die oes van Abba Vader. Jy is duur gekoop, hy het vir jou klaar verskyn. Jy is aanvaar deur Abba Vader. Jy is geseën. Niks kan jou keer nie, dit is net jou eie wete of jou eie denkproses as jy die vyand die krag gaan gee om daai saad in jou hart te sit van ek is nie goed genoeg nie. Jy is klaar goed genoeg gekoop. Hy het dit klaar vir jou gedoen. As jy daai gedagtes kry, sny dit af en sê ek is klaar 'n geseënde en 'n gesalfde van die koning van alle konings. Ek is duur gekoop deur die bloed van die lam. My eersteling het klaar voor God verskyn. My oes is reg. En dit gaan nie net oor jy wat hemel toe gaan nie, dit gaan oor ons daaglikse lewe ook. Hy sê ek wil vir jou 'n lewe in abundance gee. Maar as ons die vyand toegang gee, sodat twyfel in ons hart, die ou fluistering in ons hart laat inkom, dan laat ons hom toe dat hy van ons oes te steel. Jou oes, kind van God, skepping van God, is klaar geseën deur Abba Vader ook. Ons moet daai besef onder die knie kry, jy is goed genoeg. Jy is geseën, jy het 'n lewe in abundance. Ja. Dit mag miskien nie soos wêreldstrukture lyk nie, en dit is ook nie veronderstel om soos die wêreld te lyk nie, jy set apart. Maar lewe in abundance, joy in abundance, vrede in abundance, is vir jou gekoop deur die bloed van die lam. Niks kan dit steel nie, dis geseën. Moenie laat die vyand dit by julle vat nie. En as julle daai vestings in julle kry, pleit die bloed van Yeshua oor julle, laat dit afgebreek word, vervang die leuen met die waarheid. Dis hoekom dit belangrik is om 'n paar verse te gaan neerskryf oor siekte, oor wat met jou in jou lewe gebeur en gebruik dit. Dis 'n swaard in jou hand. Sny dit af. Sny af wat die vyand vir jou fluister. En hy kom nie met 'n geskree nie, hy kom met 'n sagte fluistering van twyfel. Jy weet net nie eers jy dink nou aan nie. So dis hoekom Vader sê, wees wakker, hy kom soos 'n brullende leeu, hy kom soos 'n dief in die nag. Hy plant saggies daai goed.
So sodra jy weet en bid vir Vader, gee vir my dat discernment, sodat ek weet as hier nie goeie saad, as die onkruidsaad in my beddings val, dat dit uitgepluk kan word. U is die gardener, trek dit uit, haal dit uit, sodat jy hierdie lewe in abundance kan hê. Want dit is waaroor dit dit is presies waaroor dit gaan. Ons leef nie meer in die koninkryk van duisternis nie. Ons leef in die koninkryk van lig. Voor jy hergebore is, het jy beweeg in die koninkryk van duisternis. Die koninkryk van duisternis is vermeng met die natuurlike wêreld. Maar ons is nou die koninkryk van lig. Dit is ook vermeng met die natuurlike wêreld. Maar jou hart is besny. So jy leef in die koninkryk van Abba Vader. Nou as jy twyfel, of jy vrees, of jy het ongeloof in jou hart, dan sit jy jou voet in die koninkryk van duisternis en hy steel by jou. So elke ding wat hy vir jou sê, sny jy af in die magtige naam van Yeshua. En jy claim jou oes. Want jou oes is geseën deur die bloed van die lam. Onberusblik was hy gewees. En is hy. Ek wil hê, terwyl u praat, hoor ek 'n woord. 26 Avenue Straat, Rooisang, Katu. Wie bly daar? Ons bly 26ste laan. Rooisang. Ja. Die Here gaan julle seën met daai woorde. Amen. claim julle oes. Dit beteken die Here sê vir julle oes, waaroor julle bid, is daar vir julle. Hoor, moenie laat hy vir julle steel nie, van julle steel nie. Julle is geseën en gesalf. Hoor, ag, die Here is so goed, nee. Is hy nie net absoluut fantasties nie, alle eer kom hom toe Yeshua. Ons geliefde is altyd getrou en op tyd. Ai, wat weet jy is ons ek nie. Vader is net so lief vir sy kinders. Weet julle wat? Ons dink altyd in die meerderheid. Ons moet so baie wees. Prof Gerrie het nou die dag iets gesê. En dit is vir my so waar. Toe Elia en Elisa in hierdie dorp vasgekeer was met hierdie amies om hulle. Toe vra hy, maak net my diensknegt se oë oop. Het ek nou die name reg? Dit is mos hulle gewees, nee. Ja, ek dink dit is hulle. Maar in elk geval, die storie gaan so. En Vader open hulle oë en waaroor dit gaan is, toes die hele leermag van Abba Vader daar met sy engele. Weet julle wat, as ons oë oopgemaak kan word, is daar oor hierdie plek en in julle lewens, kinders van God, skepping van God, prins en prinses van die Allerhoogste, is die weermag van Abba Vader om julle. Hy beskerm julle ons, hy beskerm julle lewens, aanvaar dat julle 'n lewe in abundance het. Dit gaan nie oor 'n beursie nie. Hy gaan dit in elk geval vir julle gee, want hy weet presies wat het julle nodig. Hy gaan dit vir julle gee. Want julle is kinders van die Allerhoogste, dit gaan oor vrede. Ongekende vrede wat jy in jou hart het, wat net goddelike vrede is. Wat maak nie saak wat om jou gebeur nie, jy weet wat jy weet, laat die koning van die konings lewe. Laat jy 'n lewende God in die hemel het wat vir jou uitkyk, wat by jou is, hy is jou trooster, hy is in jou hart. Hy weet presies wat jy dink, en hy is lief vir jou. Hy beskerm jou van alle oorde. Hy is jou vader, hy is jou vriend, en hy is nog jou bruidegom ook, jou geliefde. So getrou is hy, en alles wat jy nodig het, sal jy jou oes in kry. So ons is die oes. Ek sien hier is ek nou eintlik gewees, ja. Jakobus 1 vers 18, sodat ons as eerstelinge kan wees. Jy is deel van die oes, deel van die opstanding, deel van die oorwinning, die saad en die stryd, Matteus 13 vers 19,
19 kom en dan kom die bose en ruk dit weg. Dit het ek nou met julle behandel van dat ons dit nie moet toelaat nie. Dis jou keuse, maar wees waaksaam daarteen. Wees waaksaam wat mense van jou sê en ook waaroor jy jou mond oopmaak oor mense. Jy is besig om te saai in ander mense se lande as jy jou mond oopmaak teenoor hulle of negatiewe goed te sê het. Wees versigtig dat jy nie vir iemand anders 'n misoes veroorsaak nie. So as jy nie jou eerste aan God gee nie, is dit blootgestel en kan dit gesteel word. Maar eerste vrug as beskerming, Esegiel 44 vers 30 sê, sodat die seën op jou huis kan rus. Wat het ons gesing? Let it rain, let it rain. Dat die seën inkom. Toe ons so staan, toe dink ek aan Moses, toe hulle geveg het in sy hande, en God het gesê, steek op jou hande, dat die seën van God oor julle kan kom en laat julle die geveg kan wen. Hou julle hande opgerig na die hemel, wat dit ook doen is dit lig jou aangesig op na die dinge van bo en nie van onder af nie. Laat ons jubel hierdie jaar, hierdie is 'n nuwe jaar, die Bybelse jaar, God se jaar, waarin ons ingegaan het met Pessach. Laat ons hierdie jaar jubel, laat ons juig, laat ons die trane van weemoed afvee en trane van blydskap oor ons gesigte laat rol, in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. So ek gaan nou iets demonstreer vir julle. Ek het vrugte gebring, so wat hulle gedoen het is, ek het nou nie gerf nie, maar ek bring my eerste vrugte voor Abba Vader. Gerf. Dis my gerf. Ek gaan nou voor Abba. Ek gaan nou vat. So hier is die profetiese aksie van die oes. So ek, pastoor, jy moet dit eintlik baie vir die gemeente. As jy, ek gaan dit eers, hierso. Dankie. Okay, hy moet dit is ons hoof van die huis hierso, so hy moet dit baie voor Abba Vader, laat ons oes, maar voor pastoor, terwyl hy dit doen, wil ek hê, ons gaan nie offerhande inneem vandag nie. Dit maak nie saak wat is in jou hand nie. Ons is in 'n nuwe jaar. Dit wat jy bring, en as jy kan, kom gooi dit in as eerste vrug. Eerste vrug werk nie soos 'n tiende, waar jy 'n tiende van jou opbrengs moet bring na Abba Vader. Dit is wat jy kan in jou hart. Laat hy julle lewens en julle beursie seën. Dit kan 10 sent wees. Verstaan? So, jy kan vrugte bring, jy kan net vorentoe kom en hier kom staan, as jy niks het nie, dan bring jy jou hart as eersteling. Verstaan, dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan daaroor dat jy 'n oes kan hê, 'n lewe in abundance vir die res van die jaar. So, pastoor, jy kan maar waai, en ek gaan hierdie ingooi as ook 'n vrug. Julle kan maar kom. Kyk terwyl Elijah vir ons 'n liedjie speel oor eerste vrug. Baie belangrik is heel sommer net hier kom staan, hier kom sê, self dawn is bright, the first fruits gold is in our sight. The fields are full, the sheep stand tall. We reap the gifts of Yah for all. Oh, He
verklaring oor julle uitspreek as 'n seën. Ons bring ons eerste vrug en onsself as eerste vrug. En ek wy dit aan U. Ons erken, God, dat U ons voorsienaar is. Niemand anders nie. Ons verklaar, die vyand sal nie steel nie. Geen bose planne sal slaag nie. Geen doring sal dit verstik nie. Geen harde grond sal dit blokkeer nie. Geen pes of plaag sal naby ons kom nie. En die seën wat staan in Spreuke 3 vers 9 tot 10. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. Ek verklaar oor jou, jou eerste is geheilig, jou oes is beskerm en jou seisoen is geseën. Romeine 11 vers 16. En as die eersteling heilig is, dan is die deeg ook. Wat die vyand bedoel het vir dood, het God verander in lewe, en wat jy aan God gee, sal hy vermeerder, beskerm en seën. Kom ons maak ons oë toe. Abba Vader, dankie dat U ons lam sonder gebrek, U lam sonder gebrek gegee het. Sy naam is so kragtig, dit breek die kettinge van die dood. Niks kan staan voor hom nie. Waar hy gesterf het as die lam, het hy opgestaan as die Lion of Judah. Geen graf kan hom vashou nie. Hy is oorwinnaar, hy is verlosser. U is die almagtige ek is, the great I am. Mag ons in nederige wonder en eerbied voor U verskyn as die oes, geheilig deur U kosbare bloed, Yeshua. Dankie dat U ons aanneemlik gemaak het om voor Abba Vader te verskyn. Alle eer kom U toe. Ek en hierdie huis sal U dien. Ons sal U lief hê met ons hele hart, siel en verstand, en ons erken dat U is ons God. U is ons Vader, U is ons Seun, U is die Heilige Gees. Ons God, U God. Prys U naam in die magtige naam van Yeshua ons geliefde. Amen. Lord, here I am. You have all I need. Take the world. You are all I need. Find me at the feet of Yeshua, Savior. Find me with my heart bowed down. Find me on my knees. Find me close to Thee. Find me at the feet of Yeshua. Lord, I belong to You. You have my all, my only own. Is You and everything You are. Find me at the feet of Yeshua, Savior. Find me with my heart bowed down. Find me on my knees. Find me close to Thee. Find me at the feet of Yeshua. I can almost hear the angels singing, holy, holy. I can almost touch the heavens in their glory.
me at the feet of Yeshua. Mag Abba Vader se aangesig oor julle skyn. Mag sy liefde julle bewaar en waar julle gaan, dat hy sy goedheid en guns oor julle sal gaan. En mag jou oë en jou gefokusdheid nooit, maar nooit van sy aangesig al weggedraai word nie. Vrede vir julle. Amen. Amen. Okay. Maar Vader, dan kom ons vanmôre en ons kom dra hierdie oes aan U op. Ons kom waai hierdie eerste oes vanmôre aan U op. En ons kom bid die seën af oor hulle. Dat elkeen wat vanmôre 'n oes gebring het, hulle self gebring het, maak nie saak wat hulle gebring het nie, dat U dit sal 100voudig, 1000voudig sal seën. Dat hulle geseën sal wees met hulle in hulle uitgaan, in hulle ingang, by hulle bakskottels, waar hulle gaan, dat U hulle sal seën, dat hulle sal uitleen en nie nodig het om te leen nie. Maar ook nie net finansies nie, maar seën met gebede, met liefde. Seën hulle met wysheid, met kennis, met insig. En dit is wat ons vanmôre voor U kom sê, baie dankie. En elkeen wat vanmôre staan, waar hulle is, by die huise, waar hulle inluister, dat hulle dit gaan bring voor U en gaan sê, Abba Vader, hier is my oes, hier staan ek, gebruik my, want ek wil my vanmôre voor U kom sit en sê, gebruik my waar U my wil hê. Bid dit vanmôre in die naam van Yeshua. Amen.